Welkom, ons gaan vandag ons studie hanteer op die 144.000, net so vinnig, wie weet van die 144.000? Daar is hy. Ek dink die 144.000 is een van die studies wat waar daar soveel verskillende sienings op is. Daar is legio verskillende maniere hoe mens kyk daarna, is dit 'n fisiese getal, is dit 'n metaforiese getal, is die ouens lewende in die van die tyd, kom hulle al van vroeër af, en wie hulle presies is. So daar's baie sieninge daar buite. So ek hoop dit wat ek vandag met julle gaan deel, gaan so 'n klein bietjie lig plaas op die ding. Ek wil net hê julle moet een ding besef. Die 144.000 is nie een lesing aanbieding nie. Dit is eintlik 'n baie groter studie as net een lesing. Veral as jy al daai aspekte wil gaan aanraak. So ek gaan op van die puntjies wat kontroversie is, gaan ons oorlees, so ons gaan 'n paar dinge raak sien, so ons sal 'n goeie idee hê, maar ek wil julle aanraai om hierdie studie vir jouself te gaan doen, en die rede hoekom is, as ons ten volle die pad van geregtigheid stap, en ons lewe lewens soos wat jy nog gelewe het, sonder dat daar bedrog in ons monde gevind sal word, kan ons dalk potensieel deel vorm van dit. En dit is 'n hemelse ereposisie om te hê, om te kan bekleed. En dit is iets waarna toe ons moet streef, soos wat ek vir julle net nou ook sal wys. Maar ons gaan amptelik begin, weer eens ons banier waarop ons werk, en die 144.000 natuurlik sluit glad die selfde hoofstuk 14, en dit sluit glad die 3 engele boodskap uit nie. Ons het die 3 engele boodskap nodig wanneer ons kyk na die 144.000. En so sê daar, distinct banner is to be born through the world until the close of probation. En wanneer is die close of probation? Wanneer Jesus opstaan. Mooi. Ek gaan nie 'n recap doen van ons derde ene nie, maar wat ons wel kan doen voordat ons amptelik oorgaan op gebed, kom ons kyk net vinnig na ons 3 engele. Ons eerste boodskap gaan oor hartlike oorgawe, afstand doen van sondes, en ons gee vir Jesus die geleentheid om koning te wees van ons hart. Die tweede boodskap is, dat Satan het 'n stelsel op die been gebring, 'n stelsel wat dit wat God gegee het, wat mooi eg en reg is, en hy het dit gaan vermeng met ander gode, se sienswyse, se denke, se rituele, en hy het dit een gemaak, en dit bring afvalligheid teen enige iets wat God vir ons gebring het. En dan die derde engel boodskap, wat dan natuurlik terugverwys na hierdie twee, toe sien ons daar sodat, toe die pioniers die Sabbat raak sien, het die eerste engel in hulle hart gekrap en gesê, wow, julle het onwetend hierso gefouteer, hulle het vergifnis gevra, en hulle het dit reggestel. En dit is ook wat ons vandag moet doen, wanneer ons sien, ons doen iets verkeerd, of ons is uit lyn uit, moet ons presies dieselfde doen. En dan die waarskuwing van die laaste engel, wat ons gesien het ons gesien, dat ons word prominent gewaarsku, dat is ons deel vorm van Babylon, haar dogters, haar merk en die beeld, dan gaan die gruwelike dinge wat in die Bybel staan uitgegiet gaan word, jou ook raak en tref. Maar, voordat ons begin by die 144, kom ons nooi die Vader uit om ons te lei, en kom die wat kan, asseblief, kom saam met my, en ons gaan op ons knieë. Ons hemelse Vader, of jy baie dankie sê vir die lieflike oggend. Vader, vir die pragtige boodskappe wat ons harte 'n bietjie kon stig en rig, wat ons hierdie week so ver ontvang het. En ook so die voorbeeld en die voorreg wat ons het om nou die 144.000 ook te kan bestudeer. Vader, weer eens nooi ons U uit, wees in ons midde. Vader, raak my lippe, my hart, my denke aan, terwyl ek die woorde wat U reeds gespreek het, gaan deel. Maar Vader, raak ons almal se ore en harte aan, met die bewusmaking en die implementering van hierdie dinge. Is ons gebed in U Seun se kosbare naam. Amen. OK. Ons gaan weer eens baie lees vandag. Ek wil so 'n bietjie konsentreer op wat in die Bybel staan oor 144.000, en dan gaan ons stelselmatig begin gaan oor 'n visioen wat gegee is, wat vir ons pragtig, stap vir stap dit uitspel. En dan gaan ek vir elkeen van julle huiswerk gee, wat ek hoop julle gaan doen. OK. So kom ons lees ons eerste gedeelte, en ons lees dit in Openbaring 14, wat natuurlik die boodskap van 144.000 ook nog
geïnspireer het vir vandag en dit sê daar, and I look and lo, a lamb stood on the Mount Zion, and with him 144,000, having his father's name written in their foreheads. And I heard a voice from heaven as the voice of many waters, and as the voice of the great thunder, and I heard the voice of harpers harping with the harps. And they sung as it were a new song before the throne, and before the four beasts, and the elders. And no man could learn the song but the 144,000, which were redeemed from the earth. These are they which were not defiled with woman, for they are virgins. These are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. These were redeemed from among men, being the first fruits unto God and unto the Lamb. And in their mouths were found no guile, for they are without fault before the throne of God. Ek lees die laaste sin weer. For they are without fault before the throne of God. So, ons moet vir ons weer eens 'n vraag vra. What are the characteristics of the 144,000? En ons gaan dit direk uit die Bybeltaal in dit wat ons nou gelees het. Ons het gesien daarso that they are not defiled with women. Ons het geleer, Frikkie het vir ons gewys dat 'n vrou verteenwoordig die wonderlik. So 'n hoer is 'n vrou wat met ander gode omgang het, né? So die vrou het haarself rein gehou. Nie omgang gehad met enige ander kerke en afgodery en sulke dinge nie. Rein in denke, rein in hart. These are they who follow the Lamb, which wherever he goeth. Daar waar die lam gaan, daar volg hierdie groepering. They are redeemed from among men. Wat beteken, hulle sal op die aarde staan, en ons gaan dit nou lees en sien, wanneer Jesus kom. Being the first fruits unto God and unto the Lamb. So dit beteken, hierdie groepering, wat 'n spesiale lewe gelei het, gaan geag word as 'n first fruit van iets. And die first fruits of iets is because they have no guile. Die Afrikaanse woord vir guile is bedrog. Hulle het geen bedrog in hulle mond nie. Wat beteken, dit wat hulle praat is suiwer waarheid. Nie eers 'n ou klein wit leentjie nie. Net om verby te kom nie. OK. En dan die gedeelte wat ek vir julle oorgelees het net nou, for they are without fault before the throne of God. En die rede hoekom sy, of die groepering without fault is omrede, hulle het gegaan deur die stappe. God het hulle sondes verwyder, maar meer belangrik, toe hulle die tydperk betree waar hulle moes afstand doen van sondes, het hulle dit in oormaat gedoen. Hulle het absoluut weggestap van wat verkeerd is, alle invloede, alle verkeerde denke, hulle het hulle lewe ingerig om 'n heilige lewe te lei. Het ons 'n voorbeeld van so 'n persoon wat op hierdie aarde geloop het? OK. So, kom ons lees verder. Ek lees vir ons 'n gedeeltjie wat kom uit Selected Messages uit, dis boek 3. En dit sê vir ons die volgende. Dit gaan oor die gedeeltjie wat gaan oor, daar's nie bedrog in hulle mond nie, no guile. The 144,000 without guile. One of the marked features of the representation of the 144,000 is that in their mouth there was found no guile, geen bedrog. The Lord has said, blessed is the man in whose spirit there is no guile. They profess to be children of God and are represented as following the Lamb whithersoever he goeth. They are prefigured before us as standing on the Mount Zion, girt with holy service. So, wat se lewe moes die Lewiete gelewe het, of meer spesifiek die hoofpriester. Die hoofpriester moes 'n lewe gelei het van heiligheid, skoon. Hier sê dit vir ons dat hulle gaan staan, gifted with holy service. Dit beteken hulle gaan 'n spesifieke rol vertolk. Clothed with white linen, is dit nie ook die hoofpriester se
of die priesters amp se kleredrag nie. Which is the righteousness of the saints. But all who follow the Lamb in heaven will first have to follow him on earth. In trustful, loving, willing obedience, following him, not faithfully or captiously, ek kan nou nie uitspreek nie, vergewe my, but confidently, truthfully, as a flock follows the shepherd. Ek wil net vir julle sê, ek het gisterand my Engels op charge gesit. Ek weet nie hoe vol hy gekom het nie. Okay, dankie. Okay, so, Questions on the Sealing Message by John J.N. Lothborough, 1916. Wie weet wie is John Lothborough? Pionier, baie dankie. John Lothborough was een van die eerste sendelinge wat uitgestuur was, eers in Amerika en toe is hy oorgestuur Amerika. Hy het vir 'n tyd lank gebly saam met Ellen White en James White in die huis. As jy John Lothborough se boeke gaan lees, sy goeters gaan lees, joh, hy man het 'n koneksie gehad wat skrik vir niks. Regtig. Hy het verstaan wat God sê. Dit is ook John Lothborough wat saam met James White daai baie bekende artikel geskryf het in die Review and Herald wat uitwys dat die Trinity se oorsprong pagan is en dat dit nie van God af is nie. Okay. So, John Lothborough het 3 vrae gevra in hierdie boek. Sy een vraag wat hy gevra het, when did the Adventists obtain the light of the sealing message? When did the sealing work begin? Nou, ek gaan nie vandag daaroor praat nie, spoiler alert, dit was gewees 1848 tot 1850. Julle is meer as welkom om die boekie te kry en dit deur te lees self, om te kan sien hoe die tydperke geactiveer word. Weens tyd skiep ek daai enetjie vir vandag. Dan, question 3. Will any who have died in the faith since 1848, when that message was received, be reckoned with the 144,000? En dit is hierso waar die gediversifiseerde sieninge wyd verspreid is. Daar is mense wat glo dat die 144,000 is 'n simboliese getal. Dit is nie letterlik 144,000 nie. Dan is daar mense wat glo dat dit is letterlik 144,000. Dan is daar mense wat glo dit is alleenlik mense wat staan aan die einde van tyd. Dan is daar mense wat glo wat sê nee, daar is 'n sekere tyd in die geskiedenis waaruit hulle al begin te gekom het. So dit wat ons vandag gaan lees, né, gaan ons help om daai aspek aan te raak. So ons gaan sien is dit 'n letterlike getal, ons gaan sien of dit 'n figuurlike getal is, ons gaan sien kom hulle van vroeër of is dit net aan die einde. Dit is wat ons vandag gaan lees. Maar voordat ons dit gaan meet en toets, kom ons lees gou vinnig Daniël 12. Wie ken Daniël 12? Daniël 12 gee ook natuurlik 'n tydlyn uit wat Frikkie oor gepraat het, maar Daniël 12 sê ietsie baie spesifieks. And at that time shall Michael stand up. Wie is Michael? En waar sit hy? Waar is hy? Allerheiligste, so hy staan van die allerheiligste af op. And in that time, at that time, so die gebeurtenis wat nou hier afspeel voor ons oë, is wanneer Jesus opstaan. Okay. And at that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people. And there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation, even to the same time. And at that time the people shall be delivered. So dit sê so ver 'n mondvol, so daar gaan 'n verlossingsproses daar plaasvind. Everyone that shall, nou, onthou nou wat nou hier gebeur, dit is in die tyd wat Michael opstaan. Dit sê nie hierso at the time when Christ is coming. Onthou dit in die agterkop, né? Hierdie beskryf in Daniël 12 wanneer hy opstaan. Okay. Dan sê dit hierso, and many of them that sleep in the dust of the earth shall awaken, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Wie kan vir my sê, wie staan op met die everlasting contempt en shame? Nee, dit is voor die 1000 jaar hierdie, ver voor die 1000. Dis die wat Jesus gedeurboor het. Omdat die profesie wat gegee is, dat, yes, okay, so nou weet Bester al klaar waant ons op pad is.
Okay, so dit beteken die wat hom deurboor het, die wat hom gekruisig het, né? Ons gaan dit net nou lees en dan is daar nog 'n groepering, some to everlasting life. So daar staan ook mense op wat everlasting life gaan hê. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Wat net vir my baie interessant is toe die derde engel wat basies 'n aankondiging is vir die opbou van hierdie beginne gebeur het tegnologie ontplof. Soos in daar het meer gebeur in die laaste 200 jaar tegnologies as wat daar gebeur het enigstens in die 5000 jaar voor dit. Skrikwekkend. Net 'n gedagte. Kom ons gaan na eerste geskrifte toe. Ek lees hierso eerste geskrifte vanaf bladsy 285. Alles wat ek van hier af gaan lees, né? Lees ek kronologies in die hoofstuk wat gaan the deliverance of the saints. En hier kom julle huiswerk as ons klaar is. Die groot stryd het dieselfde hoofstuk in, né? The deliverance of the saints, maar hy gee bietjie meer inligting. Ek het nie die groot stryd gebruik nie, want dan sou ek nog 2 ure moes gehad het. Okay, so ek het eerste geskrifte gebruik, want hy's 'n bietjie meer kondens, maar hy sê alles so mooi wat nodig is vir ons om te kan sien. So, ek wil hê terwyl ek hierdie vir ons lees, speel dit in jou kop af. Ek gaan net nou so 'n bietjie prentjies teken, wil net vir julle waarsku, net soos my Engels is my kunsvernuf nie so goed nie. Ek het kleispeel gedop op kleuterskool, so vat maar net my stokmannetjie soos vir dit geteken word. So, kom ons lees. It was at midnight that God chose to deliver his people. As the wicked were mocking around them, suddenly the sun appeared shining in his strength. Vraag, is daar 'n plaag in die Bybel wat gepaard gaan met die son wat buitengewoon skyn? 4de plaag. Okay. And the moon stood still. The wicked looked up upon the scene with amazement, while the saints beheld with solemn joy the token of their deliverance. Signs and wonders follow in quick succession. Everything seemed to turn out of his natural course. Nog 'n spoiler alert, is dit nie ook een van die gebeurtenisse wat rondom die tydperk van die plaag plaasvind, net nadat Jesus opgestaan het nie? Okay. The stream ceased to flow. Is daar 'n plaag wat gepaard gaan met die riviere wat potensieel dik gaan raak van bloed? Bloed vloei nie so vinnig nie, veral as jy die vaksin gehad het. Okay, ons lees verder. The stream ceased to flow. Dark, heavy clouds came upon and clashed against each other. But there was one clear place of settled glory, whence came the voice of God like many waters. So wie se stem hoor ons hierso? Wie het nou gepraat? Vader se stem. Want wie is God volgens die definisie van die Bybel? Okay. So whence came the voice of God like many waters, shaking the heavens and the earth. There was a mighty earthquake. Graves were opened, and those who had died in the faith under the third angel's message. Vraag, wanneer het die derde engel boodskap begin? Net na 1844. So hier's iets aan die gang. Graves were opened, and those who died in the faith under the third angel's message, keeping the Sabbath, came forth from their dusty beds, glorified to hear the covenant of peace that God was to make with those who had kept his law. En wie weet wat is die covenant waarvan hier verwys word? Everlasting covenant. Is dat God sy seun gaan stuur. Nogie, na hart op die vooruit.
Maar ja, okay, jy's eintlik reg. Mijn hart op my slide vooruit. Dankie Nina. Okay. So kom ons maak gou vinnig 'n prentjie hierso as dit reg is met julle. So wat het ons hierso? Ek gaan 'n wolk teken want meerderheid van die tyd wanneer God gespreek het hy gespreek. Was hy in 'n wolk gewees of hy was toegemaak met rook, of hy was in 'n brandende bos. Hy was altyd versteek gewees, soos dit ook gesien in die rekord wat Ellen White gemaak het dat sy kon nie die Vader se figuur sien nie. So ek gaan 'n wolkie teken hierso. Jette, nie kuns vir my nie. Dankie. Okay, en hierdie wat hier afkom is die stem van God wat gepraat het. So nou sien ons hierso op die aarde, sien ons dat daar's mense wat opgewek word, né? Maar nie almal word opgewek hierso nie. Daar's 2 klasse wat opgewek word. Die een klas is die wat die Sabbat gehou het. In die groot stryd sê dit daarso die wat die wet onderhou het. Die groot stryd spreek dit aan as die wet van God, die gebooie. Okay, sy gaan dit later ook hierso sê. En dan die wat ook gesterf het onder die derde ek gaan nou net sê angels message. Meng ek my taal in dinge is, ekskuus tog. Die wat gesterf het onder die 3 engele boodskap. Ekskuus. Okay, so ons sien dat dit het plaasgevind in die tydperk wat Jesus opgestaan het. Onthou julle? Né? So Jesus het hier opgestaan, 'n stem het gekom en die wat in die Sabbat, wat die Sabbat gehou het, die wet van God en die 3 engele boodskap, hulle het opgestaan. Okay? Ek wil nou so maak, want hierdie mannetjie is bly en die mannetjie wat hier opstaan, hy is nie so bly nie. 2 klasse. Een klas, 3 engele boodskap, die ander klas wat Jesus gedeurboor het. Okay. So kom ons lees verder terwyl ons hierdie nou in gedagte hou. Kan almal hierdie sien? Okay. Dan. The skies opened and shut and was in commotion. The mountains shook like a reed in the wind and cast out ragged rocks all around. The sea boiled like a pot and cast out stones upon the land. And as God spoke, hier kom die covenant, Nina. As God spoke the day and the hour of Jesus coming and delivered the everlasting covenant to his people. So, hierdie groepering het al opgestaan. Né? Toe spreek God eers die dag en die uur van Jesus se koms. Nou, voordat ons aangaan met lees, wil ek hê ons moet gou vinnig net 'n bietjie na iets dink. Hierso is die mense wat die wet van God gehou het, onder andere die Sabbat word op die naam genoem. Okay? Die ouens wat in die middeleeue dood is, het hulle Sabbat gehou. Ja? Ja. Okay. Okay. Ekskuus tog Johan? Dit was nie. Maar hulle het die Sabbat gehou nie. Maar hierdie groepering wat opstaan, moes Sabbat hou. Okay? Koning Dawid het hy die Sabbat gehou, maar het Dawid gesterf in die tydperk van die 3de engel? Nee, want Rome het nog nooit bestaan nie. Ja, hy het die feeste verstaan en die feeste gehou, maar Rome het nooit bestaan nie. Daar was nie 'n 2de engel en nog minder 'n 3de engel boodskap in Dawid se tyd. So Dawid staan nie hier op nie. Maak dit sin? Is almal eenparig? Okay, kom ons lees verder. He spoke one sentence and then paused. While the words were rolling through the earth, the Israel of God stood with their eyes fixed upward, listening to the words as they came from the mouth of Jehovah, God, and rolled through the earth like pearls and loud as thunder. It was awfully solemn
At the end of every sentence, the saints shouted, "Glory! Hallelujah!" Their countenances were lighted up with the glory of God, and they shone with glory as did the face of Moses when he came down from Sinai. Okay. The wicked could not look upon them for the glory. And when the never-ending blessing was pronounced on those who had honored God in keeping his Sabbath holy, there was a mighty shout of victory over the beast and over his image. So, die groepering wat opgestaan het, beleef die pla. Hulle staan op in die tydperk van die pla. Hoe weet ons dit? Want die gebeurtenis vind plaas die oomblik wanneer Jesus opstaan. Wanneer word die pla uitgegiet? Die oomblik wanneer Jesus opstaan. Maak dit sin? OK? So nou sien ons 'n ander gebeurtenis. Ek het net een chaptertjie geskiep daar. My doetjie staan so in wit. So nou kom ons op ons volgende gedeelte. So nou speel die volgende gedeelte af. So nou sit hierdie groepering op die grond en die wat lewendig was, hulle hoor uit die hemel uit die stem van God wat die uur en die dag aankondig van wanneer Jesus gaan kom, wat 'n vervulling is van die everlasting covenant wat aan hulle geopenbaar word. En nou speel daai gebeurtenis vir hulle af. En ons lees nou: Soon appeared a great white cloud, upon which sat the Son of Man. When its first appearance in the distance, this cloud looked very small. The angel said that it was the sign, the covenant, the sign of the Son of Man. As it drew nearer the earth, we could behold the excellent glory and majesty of Jesus as he rode forth to conquer. A retinue of holy angels with bright glittering crowns upon their heads escorted him on his way. No language can describe the glory of the scene. The living cloud of majesty and unsurpassed glory came still nearer, and we could clearly behold the lovely person of Jesus. He did not wear a crown of thorns, but a crown of glory rested upon his holy brow. Upon his vesture and thigh was the name written, King of Kings and Lord of Lords. His countenance was as bright as the noonday sun. His eyes was as flaming as fire, and his feet had the appearance of fine brass. His voice sounded like many musical instruments. The earth trembled before him. The heavens departed as a scroll when it is rolled together. And every mountain and island moved out of its place. So Jesus kom hier op die wolke af in groot glorie. Ons lees verder, selfde hoofstuk, selfde alles. And the kings of the earths, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every freeman. Kom ons sluit my gou somme hierso almal in. Hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, Fall on us, and hide us from the face of him. Hoekom dink julle is dit so? Hulle besef dit is verby. Nou net vir die interessantheid, as ons gaan kyk na die afspeling van die pla, in die eerste uitgieting van die pla, is die wicked, die heiliges nog goedgesind. En hulle hardloop na hulle toe en sê, wat kan ek doen om gered te word? Wat kan ek doen om hierdie pla van my af te kry? En die antwoord is, ek het niks vir jou nie. Daar's niks, die tyd is verby, die genadedeur is gesluit, ek het niks vir jou nie. Die tweede fase, en dit wat ek nou vir julle sê, kan julle net so gaan lees in die groot stryd en in eerste geskrifte. Die tweede gedeelte is, dan word hulle woede omgeskakel na die valse leraars, die mense wat vir hulle weggehou het van waarheid af, en hulle gaan hulle wreed verskeer uit woede uit. Nou as iemand so kwaad raak, dat hy so daad wil pleeg, dan besef jy in oorvloed die toestand van jou situasie.
En dan wanneer dit verby is in die laaste gedeeltes waar ons dan nou staan met Jesus wat duidelik sigbaar is op die wolke, draai hulle woede na die heiliges toe en hulle wil hulle doodmaak. Maar God sê dat hy sal engele stuur gekleed in wapengeraad van soos mense om die heiliges te beskerm in daai tydperk. So waar ons nou is in die pla met Jesus wat afkom, is nou net mooi in daai laaste tonele. Those who in a short time before would have destroyed God's faithful children from the earth, now witnessed the glory of God which rested upon them, and amid all their terror, they heard the voice of the saints in joyful strain, saying, Lo, this is our God, we have waited for, and He will save us. Kom ons lees verder. So nou sien ons hierso, nou gaan Jesus ook iets doen. The earth mightily shook as the voice of the Son of God called forth the sleeping saints. Wie spreek nou? Jesus. So die eerste stem wat ons gehoor het, was die stem van die Vader. Nou kom Jesus in volle glorie aan, want sy Vader het uitgeroep die dag en die uur van sy seun se koms. Nou kom Jesus en hy roep die res. Dawid, Adam, almal wat verder slaap. Die rower aan die kruis kan nie in hierdie opstanding opstaan nie. Die rower aan die kruis het net vergifnis gevind. Hy het nie 'n lewe gelei without guile. Maak dit sin? OK, julle kyk my almal so verbaas aan. Gaan julle my met klippe gooi of is julle daarom nog met my? Is julle nog met my? OK. Dit sink in my. Hierdie sink swaarder in as die vorige boodskap, lyk dit my. OK. They responded to the call and came forth clothed with righteous immortality, crying, Victory, victory over death and over the grave. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Then the living saints and the risen one raised their voices in a long, transporting shout of victory. So, as ons nog 'n bietjie kan terugtree, beteken dit, daar word 'n spesiale belofte gegee aan die 144,000. En daai belofte is dat hulle gaan staande wees op die aarde wanneer Jesus sigbaar op die wolke gaan afkom. OK? En hulle sal die belofte hoor in vervulling, hulle sal die belofte sien vervul. OK. So dis 'n spesiale belofte wat gemaak is vir die wat in die derde engel. Hoekom die derde engel? Hoekom nie voor die tyd nie? Want alle inligting van na die derde engel af wat God vir ons gegee het, is weer tot herstel gebring en hulle het dit geleef. Hulle het uitgeleef. Hulle staan deur moeilike tye. Van die moeilikste tye om deur te staan tans is van 1844 af tot nou toe, want Satan het alles so die mekaar gaan krap en dit wat goed is sleg en wat sleg is goed, veral die tydperk wat ons nou in leef. Ja. Die moeilike tyd is eintlik om die merk van die dier te weerstaan. Definitief een van die grootpunte. Dit gaan 'n groot deciding factor ook wees natuurlik. OK. So kom ons lees verder. Those bodies had gone down into the grave, bearing the marks of disease and death, came up in immortal health and vigor. Ek wil julle moet oplet hierso. Daar word nie gesê dat hierdie groepering gaan op die aarde staan nie, wat nou opgereis word nie. Hulle gaan op en hulle staan op in immortal bodies. Hulle staan op in die toestand wat hulle sal wees wanneer ons 'n hemelse lewe gaan lei. Maar die eerste groepering gaan staan soos wat hulle was. Kom ons lees dit. The living saints are changed. The living saints are changed in a moment, in the twinkling of an eye, and caught up with the risen ones, and together they meet the Lord in the air. So, dis belangrik om te besef, en hierdie word genoem, volgens die opstandingsding, hierdie word genoem
die eerste opstanding. Die opstanding wat plaasgevind het, wat ons eerste beskryf het, word genoem the special resurrection. En dan het ons 1000 jaar later nog 'n opstanding. Die kenmerk wat ons hier kry is Jesus kom af op die wolke. Jesus kom af op die wolke. Hy roep. So die eerste gespreek en die eerste groepering opgewek. Nou kom Jesus en hy roep die res op. So nou staan die ouens op. Nie op die aarde nie, hulle gaan reguit, ons het het gelees, hulle gaan reguit en Jesus So, bly daar nog 'n groepering van mense in die graf oor. Ja, hulle leef vir die 1000 jaar. Hulle leef vir die tweede opstanding. Sorry, kon ek net ietsie simpel sê dat kronologie beteken iets te rangskik in 'n tydsvolgorde. Yes. Kronologies, dit is reg kronologie. Ja. Jy wil iets sê? Ja, is opstanding en dis eintlik wat is daar enige aanleiding in die Bybel daar? Die enigste plek wat ek kon kry was in Daniel 12, ja. So dis die enigste plek waar ek kon kry. So ek dink beskryf daarvan. Ja, twee boeke. Eerste geskrifte en Grootskrif. Al die boeke was geïnspireer. Okay, so ons recap gou vinnig 'n bietjie. So, die eerste opstanding toe Jesus opstaan, begin die pla uitgegiet te word en die Vader roep die twee groeperinge op. Die belofte word aangekondig dat Jesus gaan kom, hulle hoor dit en Jesus kom amptelik op die wolke af. En soos dit hy duidelik sigbaar begin te raak, roep hy die res wat in die graf lê wat gered is om ook op te staan. Hulle gaan hom direk tegemoet met verheerlikte liggame en daai groeperingkie wat opgestaan het met die wat lewend was, né, sal daarna verheerlikte liggame kry en dan saam met die ander Jesus tegemoet gaan in die hemel. Sing ons hom almal so? Is almal eenparig? Ek lees hom gou. Kyk, hy kom met die wolk en antwoord ook hulle wat hom weersteek het en albei geslagte en ander sal onderhou word. Korrek, ja. Okay. So dit beteken hulle moes gekom het voor Jesus amptelik afkom, wat bevestig dat hierdie hoofstuk reg is. Yes. Okay. Ja, die hints wat ek kry is dat dit in die tydperk van die pla. Ek wil geïnspireerde lig gebruik, alhoewel ek glo John Loughborough is 100% in sink gewees. Hy maak dit in geen onduidelike taal deur te sê dit gebeur in die tydperk van die pla, want die 144.000 moet ook die pla sien. Dit is deel van die hele ding. Hulle moet dit ook sien. So hy sê dit letterlik in soveel woorde. Ek het nou maar die stukke wat Ellen White wat geïnspireerde lig is, het ek maar net probeer gebruik om dit uit te lig, as julle hoor wat ek sê. Yes. Ja. Okay. So kom ons gaan verder. Ek lees nou nog in dieselfde boek, maar nou gaan ek 'n bietjie na 'n ander bladsy toe. Okay, so ek is nie nou meer in 'n kronologiese volgorde nie. And as we were about to enter the holy temple, Jesus raised his lovely voice and said, "Only the 144,000 entered this place." And we shouted, "Hallelujah." In die hoofstuk wat ons deurgegaan het ons gesien dat die 144,000 is opgeroep vir diens. Ons sien hulle is geklee in wit wat die amptsklere is van die priesters. So dit maak sin wat Ellen White skryf hierso deur te sê dis net hulle wat toegelaat word binne in die tempel. Okay? Nie die hemel nie, die tempel. Dan sê sy verder: "This temple was supported by 7 pillars, all of transparent gold, set with pearls most glorious. The wonderful things I there saw I could not describe. Oh, that I could talk in the language of Canaan,
Miskien as Nina Canaan se liedjie kan speel net vir ons, sal dit dalk 'n goeie ding wees. Kan jy, het jy Language of Canaan? Oh, that I could talk in the language of Canaan. Ken jy hom nie? Hi! Ek ken 'n liedjie wat Nina nie ken nie. Nee, dis deel van die Pillars of L5 reeks wat dis wat hulle liedjies wat hulle getoon het vandag. Ek gaan dit vir jou speel net. Dit is baie mooi. The wonderful things I saw there I could not describe. Oh, that I could talk in the language of Canaan. Then could I tell a little of the glory of a better world. I saw there tables of stone in which the names of the 144,000 were engraved in the letters of gold. So, die volgende stelling wat sê dat dit 'n simboliese getal is nie nou meer waar nie, want hoe skryf jy simbolies se name van 144,000? Jy kan sorry? Yes. Dit kan nie gebeur nie. So dit is 'n letterlike getal. Ek kan nie onthou nie wat so mooi uitgehaal het 12 stamme, 12,000 van elke stam. Okay. Frik het nog ons iets interessants gesê ook wat my oorgevang het van die toestand van elke stam, iets wat hulle moes geoorkom het wat verteenwoordig word binne die 144,000. Die karakter, ja, iets wat hulle moes oorkom het. Ek wil gou voor ons na ons gebed toe gaan, wil ek vir julle hierdie enetjie lees. En dis iets wat ek wil hê dat julle moet op julle hart dra. Sy skryf in the Review and Herald, let us strive with all the power that God has given us to be among the 144,000. Ons moet streef om daai heilige lewe te lewe waarvan gepraat word. Ons moet streef om geen bedrog in ons monde te hê nie. Ons moet streef om afstand te doen van al ons sondes. Ons moet streef dat Jesus totale beheer het van my hart. Be holy for he who called you is holy. Ek dink nou, hoeveel mense is nou op die aarde? Hoeveel nie 144,000. Dis net al skokkend, né? Want breed is die pad wat lei na die verderf en baie sal daar deurgaan, maar nou is die poort wat lei na geregtigheid en min sal dit vind. Maar ons moet ook onthou, dis nie net 144, ons moenie confused raak nie. Dis nie net 144,000 wat gered gaan word nie. Jesus roep the great multitude op. Dis die Vader wat die 144,000 oproep. Maar as jy reg verstaan, die 144,000 is my daai spesiale gebied. Wat se name opgeskryf is op plek. Maar dit bedoel jy Nee, dis presies wat ek nou sê. Nee, daar gaan. Jy moet onthou die 144,000 sluit nie vir Dawid in nie, dit sluit nie vir Adam in nie. En ons sien baie prominent en duidelik dat Adam in die hemel gaan wees. Maar Adam het hy die Sabbat gehou, maar hy het nie gesterf in die derde engel nie. So hy is nie deel van hierdie groepering nie. Korrek. Nee. Ja. Jy moet onthou die Jehova getuies glo. Die Jehova getuies glo dat net 144,000 wees wat gered gaan word. Absoluut. Ongelukkig julle hierdie punt ek wil nie dit eintlik nou sê nie. Dis op hierdie punt wat die buitemense die geleentheid kry om Ellen White aan te kla as 'n valse profeet. So as ons hierdie ding reg verstaan en kan plaas in die lig soos wat dit gegee is met Daniël 12 en Openbaring, het jy nou net vir my gelees? Was 1:7, dankie. As ons al daai goedjies bymekaar trek met wat Ellen White sê, dan kan ons sien, okay nee, sy was nie 'n valse profeet nie, want daar is 'n pragtige verduideliking van die spesiale opstanding wat gaan plaasvind. Ek kan dit so reg verstaan, as ek dit reg verstaan, dan is die 144,000, soos die inligting wat ons gekry het nou, het Lagbrou, en ook uit die koning van die eeuwe uit, en is, die ander goed wat jy nog gelees het,
is die 144.000 is dit die mense wat die derde engel opgestaan het en die wat ook lewend is. Excuse, jy is 100% reg, Lydia. Daar gaan, ja, wat Lydia sê so is daar gaan ook 'n groepering van mense wees wat lewendig gaan wees. Wanneer Jesus op die wolke kom. Hulle gaan nie noodwendig ingesluit wees in die 144.000 nie, maar hulle is ook gered. OK, ekskuus, ek het daai punt het ek nie duidelik gemaak nie. Dankie Lydia. Waardeer. Is daar nog 'n laaste kommentaar? Hoe lyk ons tyd? Het ons nog tyd? Walter, jy wou iets gesê het? Ekskuus tog Walter, ek kon nie nou hoor nie. Ja, jy moet onthou wanneer hierdie opstanding plaasvind, né? Jy moet onthou die pla aan die einde van tyd, die 7 pla val anderste as die 10 pla in Egipte. Egipte se pla het geval opgehou volgende een. Hierdie pla val, volgende een val, dit hou nie op nie. So al staan hulle op by die 6de plaag for that matter, maak nie saak nie. Hulle gaan al 7 sien. Hulle gaan al 7 beleef. En dit is een van die vereistes. So so hulle gaan almal sien. Die wat hier opgewek word deur die Vader homself. OK. Kan ons oorgaan na gebed? OK. Ons hemelse Vader, terwyl ons hierdie pragtige boodskap, die belofte deurgaan en bepeins, wek daar 'n mate van opgewondenheid in ons harte op. Vader, ons besef dat die standaard wat gestel is om daai spesiale groepering te behaal, is so groot. Maar Vader, dit is moontlik deur U Seun. Vader, ons gebed is vandag dat U elke liewe hart wat hier is, sal aanraak, sal aanspoor, dat hulle die opgewondenheid sal kan behou om weg te doen van elke liewe dingetjie wat maak dat daar bedrog in ons monde is. Dat ons Jesus die geleentheid sal gee om al ons sondes van ons af te verwyder en dat ons soos Henog sal begin te wandel absoluut in die weë wat hy voor ons uitgesit het. En dat as ons dan dit kan behaal om deel te wees van daai spesiale groepering, dit so kan wees. Maar Vader, hoor dit alles, is dit belangrik om ten minste net gered te kan wees saam met U. Help ons om daai pligbesef op te neem en dit saam met U deur te trap, sodat U opgewondenheid om ons te kan red saam met U Seun vervul kan word in elke persoon se lewe wat vandag hier so sit. Ons wil vir U vra om ook so met ons te wees in die res van ons verrigtinge vandag, om ons te lei met die studies wat nog gedoen gaan word, Vader. Bly stig ons harte, bly stig ons denke, lig ons harte en denke op tot by U, om 'n titseltjie van hy hemelse kanon te kan proe. Dis ons gebed in U Seun se kosbare naam. Amen.